Goeiemôre en hartlik welkom by ons 8uur oggend byeenkoms hier op die aanlyn kerk op Facebook wat ons lewendig uitsaai. Sê jy? Ja, goed, ek dink my vrou sê iets. Maar goeiemôre, hartlik welkom hier so Sondagoggend 8uur wat ons uitsaai hier so lewendig op Facebook op die aanlyn kerk hier so op Facebook en ons saai uit vanuit Suid-Afrika uit. En asseblief deel die boodskap daar uit jou daar op jou tydlyn, sowel as jou WhatsApp status. Hey, liewe laat wil my woorde nie vanoggend saamwerk nie. Maar nietemin, goeiemôre, terwyl jy so share, kom ons luister na hierdie pragtige lied wat die Here ook op Karen se hart gelê het om te skryf vir ons diens vanoggend. So geniet dit saam met ons en deel dit dan na jou Facebook tydlyn en ook jou WhatsApp status. As ons volhard tot die einde, verdruk, vervolg, volhard tot die einde. Jezus wys die pad om te oorwin. Ons moet oorwin tot die einde. Ons moet oorwin tot die einde. Elkeen moet volhard tot die einde. Die wat oorwin sal gered word. Ons moet volhard tot die einde. Ons moet volhard tot op die einde. Ja, sê, kom ons luister weer na die lied. Net 'n tyd lank, spesiaal vir ons uitgelê, of 'n seisoen wat verbygaan. Jesus wys ons die pad, verneder, dienskneg, lewe aflê, om te volhard tot die einde. Volhard tot die einde, verneder, druk, vervolg. Volhard tot die einde, pad om te verneder, tot die einde, ons moet volhard tot die einde, ons moet volhard tot die einde. Die dood maak 'n einde aan ons seisoen, eers dan het ons oorwin, as ons volhard tot die einde. Volhard tot die einde, verneder, verdruk, vervolg, volhard tot die einde. Jezus wys die pad om te oorwin. Ons moet oorwin tot die einde. Ons moet oorwin tot die einde. Elkeen moet volhard tot die einde. Die wat oorwin sal gered word. Ons moet volhard tot die einde. Ons moet volhard tot op die einde. Goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondagoggend byeenkoms hier so 8uur. Dit is lewendig uitsaai op Facebook. Nou na die tyd deel ons die video op ons YouTube kanaal met dieselfde naam, sowel as die audio en die video op ons Telegram channel. So as jy graag die audio en video ook op Telegram wil hê, volg ons daarso en jy kan dit daarso kry. Dan het ons ook ons WhatsApp channel waar ons daaglikse dingetjies opsit en so met u kommunikeer en al die nodige skakels van ons dienste, Bybelstudie ensovoorts. En ek wil jy aanmoedig om in te skakel Dinsdae aande 6:30 vir die Afrikaanse Bybelstudie en Donderdae aande 6:30 vir die Engelse Bybelstudie. So dis Dinsdae aande 6:30 Afrikaans, Donderdae aande 6:30 Engels. Dis ons Bybelstudie en die week ons het die week wat verby is, die dooping van die Heilige Gees gedoen en die week wat kom gaan ons voortgaan met die gawes en bediening. Ons het 'n babatjie. Wil jy gaan vir die mense hallo sê? Kom. Babatjie het gisterand oorgeslaap by oupa en ouma. Kom sê. Kyk saam met oupa. Sy wil net vir oupa op TV sien. Hallo sê vir die mense. Hallo. Hallo mense. Sy's 'n bietjie stage fright. As hy nie vir oupa hier op sien nie, dan moan sy. Hallo. Sy het lekker geslaapies by ons. Hallo mamma, papa. Mamma, papa toch eens vanoggend gesien en daar sien hulle al. Daar sê. Nou wil sy nie teruggaan nie. Daar's ons babietjie, bietjie lekker oorgeslaapies. Mamma het gister verjaar, so mamma en papa het so bietjie gister 'n nagie alleen spandeer en gisterand en so aan. So dit was net awesome gewees om my kleinkind weer bietjie hier so by ons te kon hê. Mamma en papa is bietjie sydig met baba. Sy slaap min hoor. Dis eers keer in 'n jaar seker wat sy hier oor slaap. Maar nietemin, ons gaan volgende voort met ons diens. En
Geniet julle die Bybelstudie? Beteken dit vir julle baie? Is daar dinge wat in julle hart verander? Nie net hierbo nie, maar hier in jou hart wat jy voel, Here, ek het hom nou, my hele wese is besig om stap vir stap te verander. Laat weet so 'n bietjie in die kommentare, gesels so 'n bietjie saam met ons, kuier saam met ons en ons geniet hier ook wanneer jy so saam kuier en ook die Bybelstudie so geniet. Hallo babas, goeiemôre almal. Ek mag dit seker nie sê nie, né? Maar ek het hierdie week, Lali het vir ons 'n jalapeno so spread pesto ding gebring, maar ek kan vir jou sê wat sy self maak. Mense, julle moet dit nie kry nie. Ek en Deborah haal soms ek skepper daar uit. Joh, dis verskriklik lekker. So baie dankie Lali daarvoor. Sy het so 'n week gevat om dit te kry, maar sy het dit gekry. So baie dankie daarvoor. En ek wil net ook vanoggend sê, ons het gebedsversoeke ook. Ons geniet dit vreeslik. Daar's hy, prys die Here, julle geniet dit vreeslik. Dit is net soos amazing. Dit met die hart verander, né? Dit met die denke verander. Dis wat die woord sê. Die woord is soos water wat ons liggame reinig. Ons liggame skoonmaak. Wat is jou liggaam? Dis nie hierdie liggaam nie. Dit was jy met seep en water. Dis jou siel. Die woord, die gesuiwerde rein woord wat gelouter is in die smeltkroes van die aarde, 7 maal gelouter. Daar hak my foon, toe mis ek baba. Ag nee, ek kan maar daarom na die tyd kyk. Ja, Bybelstudie maak alles lekker vas. Waardeer dit. En nou wat gebeur is, wanneer jy die woord aanneem, nie as nie, wanneer, okay? Die woord aanneem, dan verander dit jou denke. En nou die liggaam waarvan hy praat is jou siel. In jou siel is jou hart en jou verstand. Nou hierdie liggaam is min of meer gee vir ons die idee dat jou siel moet ook 'n verstand hê, jou siel moet ook 'n hart hê. Nou my verstand en my hart is nie my liggaam. Kom ons kyk eers na die uiterlike liggaam. My verstand en my hart is nie hierdie liggaam nie, maar my liggaam kan nie funksioneer sonder my verstand en my hart nie. So hierdie liggaam huisves my hart, dit huisves my verstand en natuurlik al die ander organe en so aan, maar dit is die 2 hooforgane wat die maak dat die liggaam funksioneer, die oë kan sien, spraak kan werk, hande en arms en al die dinge kan werk, né? Van daai kan die liggaam funksioneer. Nou, jou siel is dieselfde. So, net die 2 hoofdele wat jou siel laat funksioneer, word in die woord van die Here beskryf. Ons weet nie, dis wat die woord van die Here sê, ons weet nie hoe ons gaan lyk nie, maar een ding weet ons gaan so sondeloos wees soos Jesus. Ons gaan hom gelyk wees, wanneer ons kan volhard tot die einde toe, soos wat ons dan pragtig gehoor het weer deur hierdie lied. Herinnering vanuit die skrif uit. So wat nou gebeur is, wanneer jy die woord aanneem, wanneer jy dit verstaan, dan verander dit jou was jou skoon, dit reinig jou van alles wat jy geglo, gedink en opgegroei het, tradisies wat nie strook met die woord van die Here nie, denke wat nie strook met die woord van die Here nie. So wanneer jy die woord van waarheid aanneem en jy sê, yes, ek het hom so, ek gaan hom van nou af so lewe, nie net hier intellektueel om dit oor te dra vir iemand anders, dan die woord moet eers lewend word vir jou, dit moet 'n toepassing vir jou wees, dit moet 'n oortuiging vir jou wees, jy moet daarin begin wandel, jy moet daarin begin operate. Ek gaan volgens 'n bietjie Afrikaans-Engels praat, as gevolg van ons tema vanoggend. So, verskoon my as ek dit doen, maar dit is relevant, omdat die Christelike kerk is so deurspek met 'n tweetalige tipe van ding. Yes, baie jammer, my sein bly afgaan. Die weer in die Vrystaat is baie sleg, so hulle is daar by die dam. Jo, hoor jy, hulle het so lekker reën gekry aan Gauteng. Hierdie week het ons 2 bytjies reën gekry, maar ek sien op ons dinge is die week vir 3 dae. Ons gaan tot hier in Langebaan 40 grade. Weet jy, warm is 40 grade in Langebaan. Dit is soos jy dood. Maar as dit gewoonlik die bergwinde wat waai hier na toe so van die binneland af, en dan kry ons so 3 dae ongelooflike hitte. Maar nietemin, so die groot ding is, die woord reinig die siel. Dit is nie net 'n outomatiese proses, jy hoor die woord en dit moet nou maar net die werk doen nie. Jy moet jou hart oopmaak om dit te verstaan. En die oomblik as jy daai begrip het, as jy daai openhartigheid toon, die woord van die Here sê, hy wat die woord in 'n goeie
en 'n edele hart aanneem. Met ander woorde, daai sagmoedige, nederige hart, sonder om net te stry en kwaad te raak en opstandig te raak wanneer 'n mens die woord van die Here hoor. Ja, nee, hierdie ene is bietjie taaf vir my om te vat. Maar ek maak my hart oop, want ek het nou gehoor, ek het nou my eie Bybel gelees, en dan met vanoggend se boodskap wil ek hê, jy moet vandag saam met my uit jou Bybel lees. Anders dan gaan jy na die tyd sê, soos wat ons gewoonlik kry, Stanley, jy het gesê. En dan is dit presies die skrif wat ek gelees het. So al wat ons vandag gaan doen, ons gaan die skrif lees, en ons gaan so 'n bietjie daar gesels en praat en verduidelik, daar waar dit so dalk so 'n bietjie onduidelik kan wees, maar oor die algemeen gaan jy sien dit is die skrif. So, dan kan jy sê, Vader, u woord sê vir my dit. Staan dit maar net aan my bekend gemaak, omdat ek nie geweet het, dit staan daar nie, of omdat dit vir my, of dalk is dit vandag vir die eerste keer wat dit jou regtig voor die voorkop gaan tref. Dalk het jy al 100 keer van hierdie skrifte gehoor. Maar vandag kan dit dalk jou net voor jou voorkop tref. Maak jou hart dan oop in 'n goeie en 'n edele hart, daai sagmoedige, ontvanklike hart. Dis wat die Here Jesus sê, as ons nie gaan verander word soos kinders nie, wat beteken dit? Nie om kinderagtig te raak nie. 'n Kind is afhanklik, 'n kind aanvaar, 'n kind leer. Ek meen nou soos klein babetjie sien ons, elke woord wat jy sê sy agterna, so jy moet nou baie versigtig wees wat jy sê. Ons almal ken kinders op hierdie ouderdom. Hulle is so sponsies. Hulle neem alles in. Van die wêreld, van die Here, van die Bybel, van bid, van alles neem hulle in. En dit is hoekom dit belangrik is, as kinders klein is. Jy dink hulle verstaan nie. Glo my, kinders verstaan baie beter. En jy kan nou al, ouma en oupa, as jy die Bybel lees en bietjie bid en so aan, daai kind neem dit in soos 'n sponsie. Mamma en pappa moenie daai plig nakom nie. Daai kinders is so sponsies wat alles inneem. So gaan voort, volhard, en jy gaan eendag die vrug daarvan eet. Die woord van die Here sê, hy wat lewe spreek. Wat is lewe? Die woord van waarheid. Net Jesus het gekom om lewe te bring. So ons moet uit sy mond uitspreek, uit sy lewe uit kan getuig. So wanneer dit deel word van ons lewe, wanneer ons deurdronge raak met die woord, nie intellektueel nie, deur dit te verstaan en dit uit te leef, dan is jy deurdronge met die woord. Wat gebeur dan? En dan kan dit ander mense affekteer. Dit maak 'n pad oop, sodat ander mense ook kan verstaan waaroor die woord gaan. Want as jy nie met oortuiging praat nie, is dan nie oortuiging wat uitkom nie. Anders dan is dit net weer woorde. Mens kan die hele Bybel dag en nag lees. En dag en nag lees vir iemand. Maar as daai oortuiging, daai aanvaarding, daai liefde vir die woord nie daar is nie, is dit hol woorde. Selfs wanneer 'n mens die Bybel lees. Goed. Dis baie waar sien in my eie huis hoe hulle inneem. Yes, prys die Here. En jy gaan nog die vrug pluk. En in die Pieters woning gaan hy vrug pluk. Daai kindertjies van Pieters woning is baie ywerig. Ja, maar ek sonder hulle uit, maar ek weet al ons kinders, oral waar ons kom, is ywerig. Hulle wil inneem, hulle wil verstaan, hulle weet, hulle hoor. So prys die naam van die Here. So dat wanneer hulle skole toe gaan, en dit is die ding, ons as ouers is bevrees oor dit wat in die skole geleer word. Ek verstaan dit is, ek weet toe ek in die skool ook was, dit wat gelees was, die Bybel lees op Maandag en Vrydag, en dit wat ons in die klasse geleer het, dit was totaal vals, want dit was uit 'n tradisionele vleeslik. Ek meen, ons godsdienstonderwysers was so onbekeerd, dit is nie eens waar nie. So wat kon hy my geleer het? As ons kyk na die sonnaskool ook, ons sonnaskoolonderwyser en selfs die dominee, hulle was so onbekeerd soos 10. So hulle het jy anyway verkeerd geleer. Jy was so toe gedwing, jou pa en jou maat jou afgelaai, wat ook al, jy het die verkeerde ding geleer. Maar tog, daar het 'n dag gekom, in daai verkeerdheid, is daar 'n begeerte in jou, en jy besef, hier is iets nie reg, jy weet nie wat dit is nie. Jy probeer dit eers vleeslik mos uitredeneer, totdat jy werklik waar jou hart vir die Here oopmaak en jou hart oopbreek, dan verstaan jy wat is die woord van waarheid. Nou jy as ouer kan die fondasie by die huis lê. Dan nie, dis nie die skool se plig en die kerk se plig en die sonnaskool se plig om jou kind die Bybel te leer nie. Dit is jou as ouer wat die waarheid aangeneem het, wat dit vir die kinders leer. Selfs net om reg te bid, as ons hoor, die ouers wat, jammer ek praat nou eers 'n bietjie in 'n ander rigting, die ouers wat hulle kinders leer reg bid, daai kinders bid reg van kleins af. Jy kan jou kind leer om reg te bid. Goed,
Moenie sê dit is nie moontlik nie, hulle verstaan net babataal. Ons het ons kinders nooit in babataal groot gemaak nie. Van kleins af het hulle die regte ding geleer. Jy kan jou kind die regte ding leer. Goed. En die woord sê saai uit. Jy saai. Jy gooi jou brood uit op die water met die hoop en die geloof, soos wat God vir Jesus gestuur het, met die hoop en die geloof, dat almal tot bekering sal kom, en ongelukkig die minderheid aanvaar dit. Nou jy moet net die pad oopmaak, die pad voorberei, vir jou kinders, vir familie, vir mense om jou, om dalk net moontlik daai woord van waarheid te kan aanneem. Dit maak baie sin, kan nie staat maak op jou eie kopkennis om evangelie uit te dra nie. En 'n mens moet 'n verhouding met die Here hê, jy moet bid, jy moet uitsorteer, dit moet deel word van jou wese. Goed, al het jy nie die Bybel nie, die Bybel moet in jou hart wees. Ek het eendag ondervinding gehad, ek wil dit gou vinnig vir jou noem, so 'n paar jare terug, is nie te lank terug nie. Met 'n vroutjie, jong meisie wat satanisties is, haar pa is 'n hoofpriester in satanisme, ek weet dit, die polisie het my gesê, ek was by hulle afdeling wat met satanisme en goeders deel en so aan, so dis nie 'n gimmick nie, dit wat ek vir jou sê is 'n feit, dis swart en wit feite, en op die einde van die dag, daai satanistiese girl erken, die woord wat in my is, ek het nie 'n Bybel by my gehad nie, op die speurder se tafel het die Bybels oop gelê, en daai satanistiese girl het amper op die speurder se skoot kom sit met oop Bybel en al. Maar toe daai girltjie my sien, toe hardloop sy letterlik uit die kantoor uit, en ek het nie 'n Bybel naby my gehad nie. Die Bybel lê daarvoor oop by die speurder. Die speurder het iets gehoor en 'n soort van Christelik. Maar daai Bybel kon nie die satanistiese girltjie weggaan, inteendeel. Vir die eerste keer, en ek weet nie hoe lank tyd nie, toe sy my sien, toe begin sy te praat uit haar demoniese identiteit uit. En die speurders het half geskrik, want hulle het dit lanklaas gehoor dat die girltjie so manifesteer. So die woord moet in jou hart wees. En ek kan vir jou sê, kind van God, hoor wat ek vir jou sê, as die woord in jou hart is, nou kan ons verstaan, toe Jesus aangeloop het, in dorpe gekom het, die duiwels gemanifesteer. So jy bang wees vir die duiwel nie, om olie te smeer in jou huis, en al hierdie gimmicks wat die Christelike kerk het, dit beteken 0. Om jou Bybel oop te hou in die huis, beteken 0. Dit hou geen duiwel uit jou hart uit nie. Glo jy vir my? Jou fisiese huis is 'n huis van baksteen, dit gaan oor hierdie huis. Dit gaan oor die innerlike. En net dit te noem, ek kon vergeet. Daar het so 'n paar weke verbygegaan, en ek is weer by 'n ander polisiestasie. Daar was gebly in Pretoria. En op daai oomblik, toe kom die girltjie in, lyk my sy het nou, ek weet nie wat gedoen nie, maar toe kom sy ook met 'n speurder se goed vergesel, kom in die polisiestasie in. En daai girltjie was so bly om my te sien. Jy kan dit nie glo nie. Want die Here, sy het vir die eerste keer in haar lewe, die Here van hemel en aarde ontmoet, die liefdevolle Here, die liefdevolle God, wat haar lewe kan verander. Wat verder met haar gebeur het, weet ek nie, maar daai dag toe ek haar gesien het, was hy 'n totaal ander mens, as die ene wat ek weke voor dit gesien het. So net om vir jy te sê, ons moet nie bang wees vir die duiwel nie. Jesus Christus in jou, maar dan moet die woord in jou wees. Jy moet nie rebels en opstandig wees teen dinge wat ons hoor wat waarheid is nie. As jy nog nie dinge gehoor het nie, het jy dit nog nie gehoor nie. Maar die bietjie wat jy al gehoor het jy dit al so jou deel gemaak, dat die duiwels vlug. En dat mense wat met verkeerde motiewe besig is, sy harte openbaar. Want dit gebeur. Glo my, dit gebeur. Ek wil dit net vir jou noem. Maak die woord deel van die. Ek sê nie ek was sondeloos gewees nie. Ek sê nie ek was perfek in die sin van die mense oë perfek nie. Maar elke bietjie wat ek geleer het, elke bietjie wat jy aanneem, maak jy dit jou eie. En daar waar jy struggle, jy vat dit op met die Here. Jy sê, Here, hierdie een is bietjie heavy vir my om te vat. Maar praat met die Vader, praat met die Vader, praat met die Vader, en jou hele wese gaan verander. Dan het jy nie nodig om bang te wees vir die duiwel nie. Dan los jy al hierdie occultiese gimmicks wat die Christelike kerk mee besig is, met hierdie druiwesap en olies en alles wat hulle smeer. Dit is occulte. Die woord van die Here sê dis byvoegings. In Afrikaans praat hulle so mooi bygelowigheid. Weet jy wat is bygelowigheid? Occult. So die kerk is al besig met occult. Nou hulle doen hulle occultiese dinge om die duiwel uit te hou. Dis onmoontlik.
Die woord van God moet in jou hart gesetel wees. Jou hart moet gereinig wees met die bloed van Jesus Christus. Hoe word dit gereinig? Deur sondebelydenis. Die woord aan te neem, dat die woord, die water, jou siel gededig deur jou oortuigings, jou tradisie en alles kan begin verander. Prys die naam van die Here. Ek gaan hierby stil staan in die liewe land. Ek het al 'n hele preek agter die blad en ek het nog nie begin preek nie, maar nietemin ons gaan vanoggend bid vir Peer. Hy het 'n baie ernstige saak. Hy gaan môre kyk of hy opgeneem kan word vir 'n MRI. Sy bene bly lam raak. Hy's op pynpille, niks help en niks verbeter nie. So ons bid baie ernstig vir hom dat die Here ook daarso vir hom sal guns gee ensovoorts en dat hulle by die probleem kan uitkom dat hy ook uitgesorteer kan word. Dan bid ons ook vir Leonie. Sy het 'n hoes en sy het 'n keel wat nie kan sluk nie. keel wat ek en 'n maag. Ja, hy probleme het. Yes, so ons bid baie ernstig vir Leonie daar uit Pietermaritzburg. Ja. Pietermaritzburg. Durban. En dit is al wat ons nou van weet. Kathleen verjaar vandag. Kathleen daar in Beaufort Wes. Ek dink almal ken vir Kathleen. Kathleen en Fransie en Wiam en so my. Nou Kathleen verjaar en ons gaan vir haar bid. Sy het 'n mamma wat groot sake op haar skouers het. Sy is saam met haar man in die besigheid. Sy moet kinders uitsorteer, dis homeschooling en al daai dinge, so ons bid ook vir haar dat die Here sal help. En dan Baba toe sê nou ons moet vir siek mense bid en Einas toe wys hy vir my sy daar so 'n Eina en sy daar Eina en daar Eina. Sy het soms skoon gehuil, so ons gaan vir Baba ook bid. En ons bid vir Boetie wat ook op pad is. En Sissie wat gister verjaar het. En Sissie wat gister verjaar het. Mamma het gister verjaar. Baba het gister al koek gekry voor die dag begin het omdat mamma verjaar het. Maar nietemin kom ons bid lekker saam. Hemelse Vader, ons wil U net loof en prys en eer en verheerlik. U is die Here van hemel en aarde in ons harte en ons siel en ons hele wese, Vader. Ai, dis net so lekker om te weet en so opgewonde om te weet. As U in ons hart is, Here Jesus, die duiwels het gemanifesteer wanneer U aangekom het. En as U in ons hart is daar geen duiwel groter as dit nie. Halleluja. Ons moet net U bly toelaat en inlaat en uitsorteer en onsself aan U onderwerp, Vader. Vandag bid ons vir Peer, Vader, terwyl hy hierdie krisis het met sy been en rug en waar sy probleem ook al is, hy hierdie pyn en hierdie lamheid en so aan wil net nie weggaan nie. Vader, hy wil kyk of hy opgeneem kan word in die hospitaal vir MRI's en al die dinge. Vader, ons wil vra dat U asseblief ook by hom sal wees en dat U die rigting sal gee dat daar oplossing 'n probleem uitgesorteer kan word ook in sy liggaam. Ons dank U daarvoor, Vader. Ons bid vandag vir Leonie Leroux, daarso Pietermaritzburg, Durban. Ons wil vra, Vader, dat U ook haar sal genees terwyl sy hierdie keel en maag probleme het, Vader. Ons wil vra dat U asseblief uit die hemel sal antwoord. U is ons hemelse Vader en ons kan net na U toe kom, want na wie anders toe kan ons gaan? Soos ek nou dink aan daai Psalm, ek hef my oë op na die berge. Jog, as jy berge om jou sien, dit is huge. Vader, waar sal my hulp vandaan kom as jy die berg voor jou sien en dink jy, daar is geen hulp nie, maar Vader, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde is. Vader, hierdie hele aarde kom in die holte van die hand. So hoe groot is 'n berg vir jy? Dit is soos niks, dit is soos 'n spikkeltjie. As ons nou kyk, Vader, en dit vleeslik beredeneer, net om te wys dat U is groter as enige van ons krisisse. Vader, en so met Peer en Leonie ook, bid ons, Vader, dat U ook hulle sal help en vir hulle ook 'n God van naby sal wees. Ons bid vir Kathleen, ons bid vir Deborah, Kathleen wat vandag verjaar, Deborah wat gister verjaar is, twee mammas wat soveel op hulle het, Vader. Hulle is 'n mamma, hulle saam met hulle mans in besigheid, die kinders moet uitgesorteer word, dis finansiële sake. Vader, dit is allerlei dinge wat die mammas op hulle harte dra. En ek wil bid vir die twee mammas, Vader, dat U asseblief in hierdie jaar wat voor lê, hulle sal versterk, krag sal gee, geestelik, innerlik, liggaamlik. Ons wil bid ook vir Deborah, terwyl sy swanger is met nog babietjie, en ek glo dis Boetie. Ek het al almal so opgewonde, dit moet Boetie wees, Vader, en ons vra dat haar swangerskap ook, Vader, verder suksesvol sal wees, dat daar geen komplikasies sal wees nie. Vader, dat ja, liggaam ook sal versterk, ons weet, dit vat geweldig op haar liggaam, sy was ook die laaste tyd, of nou so rukkie terug siek gewees, dit drein jou liggaam, en het is babietjie wat jy nog moet versorg, en ons wil vra, Vader, dat jy vir babietjie en daai baarmoeder gesond sal hou, Vader, en dat haar bevalling ook suksesvol sal wees. Asseblief, Vader,
Ons sê vir die baie dankie, Vader. En ook vir klein baba Dewa Nytjie, Vader, terwyl sy sê het hier eina en daar eina, wil ons ook vir haar bid, dat jy ook sal bewaar in gesondheid. Here, en alles wat sy moet doen by die skool, daar soveel dinge, Vader, as weer daai hand en mond siekte wat daar uitgebreek het, ons wil bid dat jy vir babietjie ook daarvan sal bewaar. En al ons ander kinders, Vader, wat in die skole is, Vader, wat in kleuterskole is, en dagsorg is, U is die God wat ons kan help en kan deurdra en vir ons kan voorsien in alles. Ons sê vir die dankie. Help my ook vanoggend, Vader, ek wil graag hierdie boodskap oordra in soveel liefde en omsigtigheid volgens die gees van waarheid in Jesus naam. Amen. Dis hy. Wat 'n lekkerte. Daar is hy, juffroukie. Nou gaan ons begin lekker gesels en ons temas vanoggend, hier's jou en Jesus se journey. Nou ek gebruik die woord journey want dit is nou die buzzword in die Christelike kerk, veral as dit kom by die Afrikaners, dan praat hulle alles Afrikaans, maar dan is daar baie keer woorde soos journey en season en al hierdie woorde, ek kan hulle nou almal net so dan ek dink soos 'n spreek gaan dit by ons opkom. Dan gaan ek dit so vir u noem en so vir u praat en ons gaan so 'n bietjie uit die Engelse Bybel ook lees, net om te verstaan waar kom sekere dinge vandaan, want van hierdie woorde wat gebruik word in Afrikaans, kom nie in die Afrikaanse Bybel in soveel woorde voor nie, maar dit word ontleen vanuit die Engels, so ons gaan daarna kyk, maar die Engelse vertaling is nie vals nie, dis nie verkeerd nie, dit is net partykeer die manier hoe dit oorgebring en verstaan word, dit is waar die verkeerd inkom. Partykeer is dit eintlik lekker as jy meer as eentalig is soos ons in Afrikaans, want dan lees jy Afrikaanse Bybel, dan kry jy sommer nigterheid oor al hierdie dinge. Dink jy, liewe land, dit is nie so difficult om te verstaan nie. Daar's nog 'n Engelse woord. Dit is nie so difficult nie. Ek kan hierdie saak verstaan van Genesis, as ek Afrikaanse Bybel lees ek nie al hierdie snaakse goed waarvan hulle praat, want hulle praat van journeys en seasons en al hierdie tipe van goed is nie. Nou ja, kom ons delf in vanoggend. Lekker gesels. Nou ja, ek wil eers 'n opmerking maak. Dis 'n opmerking nie, dis 'n opmerking nie, aanmerking nie. Dis 'n opmerking maak en ons gaan begin lees. As jy jou Bybel het, ons gaan lees hoofsaaklik Matteus 25 en dan gaan ons ook lees Matteus 10. Dis die twee hoofskrifgedeeltes wat ons gaan behandel. Ek gaan deur dit alles lees, so ek gaan nou nie verse uitsonder nie. As ek daarby gaan kom, dan gaan ek vir jou sê in watse vers ek wel daar lees. So Matteus 25, so vanaf vers 14 af, dis nou Matteus 25, vanaf vers 14 aan gaan ons lees, en dan met Matteus 10, basis die hele hoofstuk van Matteus 10. Dit is baie verse, maar ons gaan nie lang draai op verse nie, ek gaan net sekere gedeeltes vir jou uitlig, sodat jy iets kan verstaan van jou journey en Jesus se journey. Maar ek wil gaan eers vir jou ietsie sê. Nadat Jesus se journey op 'n einde gaan kom, gaan jou journey ook op 'n einde kom. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie daaraan dink, met jy in gedagte hou, terwyl ons deurgaan met hierdie gedagte vandag. As Jesus se journey op 'n einde gaan kom, gaan jou journey ook op 'n einde kom. Nou ja, nou wonder ek, wanneer het Jesus se journey begin? Wanneer het Jesus se journey begin? Kan jy dalk vir my sê 'n bietjie op die kommentare? Ek wil so 'n bietjie insig van julle afkry, so 'n bietjie wysheid en van julle afkry. Dalk slaat jy die spyker mooi op die kop vanoggend en dan is jou hart klaar oop om te ontvang wat ons verder gaan leer vandag. Kom ons lees gou so, kom ons luister gou die liedjie terwyl julle vir my kommentare gee. Ek dink dit gaan weer lekker wees om die liedjie te luister. Wat is ons pad? Net 'n tyd lank, spesiaal vir ons uitgelê, of 'n seisoen wat verbygaan. Jesus wys ons die pad, verneder, dienskneg, lewe aflê, om te volhard tot die einde. Volhard tot die einde, verneder, druk, vervolg. Volhard tot die einde, pad om te verneder, tot die einde, ons moet volhard tot die einde, ons moet volhard tot die einde. Die dood maak 'n einde aan Toe ons alles deur hom geskep is, okay? Eers dan het ons They went to the Father. as ons volhard tot Die einde. volhard tot
tot die einde. Vernederd, verdrukt, vervolgd. Volhard tot die einde. Jezus wijst die pad om te oorwin. Ons moet oorwin tot die einde. Ons moet oorwin tot die einde. Elkeen moet volhard tot die einde. Die wat oorwin sal gered word. Ons moet volhard tot die einde. As mens gebore is van die begin af, van geboorte op die aarde, the day he went to the Father. Ek like daai ene, the day he went to the Father. Daar is iemand wakker volgend van die begin af. Nou ja, toe Jesus se journey begin het, toe gee hy opdrag dat ons journey moet begin. Goed? Toe Jesus op sy journey gegaan het, het hy ons op ons journey geplaas. Goed, kom ons lees uit die Bybel uit, kom ons verstaan uit die woord uit, en soos ek sê, ons gaan so 'n bietjie Engels ook lees, want as jy net die Afrikaans gaan lees, dan gaan jy glad nie hierdie woord journey optel onder geen omstandighede. Mia sê vandat hy gekruisig is basically, jy's amper daar so Mia, daar sê, ons dink ook van die begin af, sê Kathleen, haar van hulle almal haar van die kriele af, van Jesus se geboorte af. Daar sê, kom ons gaan oor na Matteus 25 toe. Prys die Here. Ons is so besig met liedjies, jy wil sommer alles liedjie. Want wat lekker is van 'n liedjie, jy kan ons onthou. Ons hoor mense raak sommer in die slaap. As jy in die slaap raak, en speel die liedjies die hulle kop, maar as dit die woord van waarheid. Hierdie vraag, kopkrapper vraag. Ja, dit is nogal, maar ek sal probeer. Ek dink sy pad het al begin in die ewigheid, want hy kom leer wat hy by die Vader gehoor het. Ja, dit is 'n bietjie van 'n kopkrapper, maar in die konteks van vanoggend se boodskap, wil ek gou vir ons lees in Matteus 25. Matteus 25, en ek gaan lees van 'n vers, ek gaan eers lees vers 14, 15, 16. Ek gaan nou 3 verse lees. Matteus 25 van vers 14 tot 16. Ek gaan in Afrikaans lees, en dan gaan ek ook in die Engels lees. Goed. Gaan heen, maak disciples, ons journey, daar is Elmarie is lekker wakker vanoggend, saam met die ander toe hy na sy vader toe gaan. Bia, wow, prys die Here, daar so mooi geantwoord, met Jesus se geboorte op aarde, daar sê, ons het lekker paar antwoorde, kom ons kyk en ons delf so 'n bietjie in die woord van die Here en wat ek met hierdie vraag bedoel en wat ons hieruit moet leer vanoggend. Nou ja, kom ons lees gou Matteus 25 vers 14 tot 16. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings gee. Dit tref my altyd, sy besittings. En dan het hierdie hele gedeelte gaan oor hierdie man wat op reis gaan is 'n beeldspraak van die Here Jesus Christus. Ons gaan nou daarby uitkom. En aan die een gee hy 5 talente en die ander 2 talente en die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë en hy het dadelik op reis gegaan. Die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander verdien. En so in die 2 en die een met die 1 talent het gegaan en hy het die talent weggesteek. Toe opgevaar het na sy vader toe, het lyk my, Lally is ook daar op die regte pad. Nou ja, kom ons kyk gou, en wat interessant is, ek wil net gou vir u noem, ek gaan net die gedeelte in Lukas lees nie, maar as 'n ooreenstemmige gedeelte in Lukas 19, wat ons lees van 'n vers 11 af, nou hierdie man wat hy praat, is 'n man van hoë geboorte, wat sy koningskap in besit gaan neem, okay? So nou kan ons begin verstaan, hier begin Jesus hierdie gelykenis te praat van homself. Hy is hierdie man van hoë geboorte, wat sy koningskap in besit moet gaan neem. Nou lees ons ook in die woord van die Here al in die Nuwe Testament, hy is die koning van die konings. Is dit nie mooi nie? Hy is die woord van God, hy is die koning van die konings, hy is die lam wat geslag is, hy is ons hoëpriester, hy is ons apostel, hy is ons profeet, loof die naam van die Here, ons moet by hom leer, hy is ons meester, hy is ons Here, halleluja, alles wat hy by die Vader gehoor het, dit kom leer aan ons deur middel van die Heilige Gees. En jy ontvang die Heilige Gees met jou wedergeboorte, met ander woorde, as jy nie die Gees het nie, kan jy nie van die Here af leer nie. Nou kom ons lees in Engels. Selfde verse, Matthew 25 from verse 14 up till verse 16. Let's read it.
For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country. So it is hierdie noble person. Engels praat hy van a noble person who must get hold of his kingdom, his kingship. Okay. For the kingdom of heaven is like a man traveling. Okay, ja, al so met die Engels aan. Dankie, Terrence, dis amazing. Dankie dat jy die Engels vir ons doen. Who called his own servants and delivered his goods to him. Listen carefully. Called his own servants. How do you become a servant of God the Father and the Lord Jesus Christ? By repenting, by giving your heart to Him. You must become born again to become His own. So hier praat hy nie van hy talente gegee vir die hele wêreld wat dit nie wil hê nie. Die potensiaal is daar, die uitreik is daar, die uitnodiging is daar. Maar wie aanvaar het? Ek dink baie keer so daarin, as die maklikste manier om dit te verduidelik, wanneer ons praat van hoe die Here Jesus gesterf het vir die hele wêreld ensovoorts. As jy byvoorbeeld vat 'n kettingwinkel, hy adverteer sy produk. Hy sit dit op social media, op Facebook, op die TV, op koerante, oral waar hy kom sien jy nou hierdie, hulle maak billboards van hierdie van hulle winkelgroep. Nou die uitnodiging is daar vir die wêreld en hulle splash dit vir die wêreld sodat soveel mense as moontlik dit kan sien. Hoekom? Want hulle wil soveel mense as moontlik by hulle winkel hê. Nou deur advertensie kan jy mense trek. As jy nie adverteer nie, trek jy niemand na jou plek toe nie. Selfs in die evangelie. Jy moet uitreik. En dis hoe God uitgereik het, is deur sy seun Jesus Christus in die woord sê, hy het nie in 'n hoek gesterf nie. Almal het daarvan geweet en tot vandag toe, die mees ateïstiese, goddelose, anti-Christen mens weet Jesus het gesterf. So dit het nie in 'n hoek gebeur nie. So die uitnodiging is vir almal daar. Maar baie sal die winkels advertensies 100 keer sien en nooit so toe gaan nie, want hy stel nie daarin belang nie. Of is nie aantreklik genoeg nie. Dis hoekom hulle dit so aantreklik is. Ek was in daai advertensie grafiese ontwerp by daai bedryf gewees. So ek weet hoe werk dit. Daar's maniere om mense te trek. Nou jy kan of reageer op 'n advertensie of nie. Of jy kan reageer op die uitnodiging van die Vader vir die ewige lewe of nie. Dis daar, die potensiaal is daar. Jesus is die lam wat geslag is. Hy het vir die wêreld gesterf. Dis hoekom hy sê ons winkel is daar vir die hele wêreld. Wie gaan soontoe? Okay. So dis die maklikste manier om dit te verduidelik. Die genade van God wat uitgereik word na die hele wêreld toe. Goed. Hierdeman, kom ons gaan voort. And to one he gave 5 talents, and to another 2, and to another 1. To each according to his own ability, and immediately went on a journey. Hier kom ons Engelse woord nou lekker in. He went on a journey. Selfs die eerste woord traveling, die oorspronklike Griekse woord, daar is ook journey. Okay. Praise die Here. Then you had received the 5 talents, went and traded with them and made another 5 talents. So, kom ons lees gou, kom ons praat gou lekker oor die journey. It is his goods. So, die talente wat hierdie koning gee, en dit weet ons is deur die Here Jesus Christus, gawes en talente deur die Here Jesus Christus. Waar lees ons dit? Kom ons lees dit gou. Wil jy dit saam met my lees? Asseblief. Baba sê net aan die agtergrond, oupa, en sy gaan net 'n keer. Dis so super cool. Kom ons lees gaan Efesiërs. Kom lees gou saam met my. Lekker. Waar is jou Bybel? Lees saam met ons. Dankie vir die Afrikaans. Dennis, ek kan maar hierdie skrifte in Engels ook opsit. Ek gaan nie noodwendig alles in Engels lees nie, maar is lekker om ek nou net die Engels ook bietjie daar op die skerm te kry. Daar is Efesiërs 4. Nou Efesiërs 4, ek gaan net gou eers die skrifvers net noem. Ek gaan nou sê waar gaan ek lees? Hier vers 11 praat hy mos nou van hierdie almal weer af van die 5voudige bediening, né? Nou kom ons lees vanaf vers 8 af. Ons gaan lees vanaf vers 8 af. En ons gaan lees tot en met vers 13. Kom ons lees vers 8 tot 13 van Efesiërs 4. Okay, so toe hierdie koning nou op reis gegaan, die oomblik toe hy vertrek. Hy het eers die talente gegee, toe vertrek hy. Okay. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Toe hy opgevaar het in die hoogtes, wat het hy aan die mense gegee?
as sy talente. Hy het vir hulle gawes gegee. Goed, ek wil net fokus daarop, ons het mos nou al lekker gepraat oor die hele, wat hy die gevangenes gevange geneem het, ek gaan nie weer daaroor praat nie. Maar hy het opgevaar, wat beteken dit anders as wat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Dan het Satan en sy demoniese engele, wat jy ook al wil noem, sy demone, is ook konings, hulle is ook vorste. Jesus Christus is die koning van die konings. Halleluja! En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Hierdie week gaan ons met die bediening en die gawes begin. Asseblief skakel in op ons Bybelstudie van hierdie Dinsdag en Donderdag af. Verskriklik interessant. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Goed? Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte in Christus. So ons moet kom tot volwassenheid, anders te sê in vers 14, ons is soos kinders wat heen en weer geslinger word deur elke ou se opinie. En deur ons eie opinie, partykeer maak ons ons eie opinies op. Dan word ons heen en weer geslinger. Ons moet volwasse word. Baba sê dit, oupa so preek. It's so cool. I love it. Nou ja, prys die naam van die Here. So hierso kan ons duidelik sien, toe Jesus opgevaar het hy met sy journey begin. En hy sê op een plek, ek laat julle nie as wese agter nie, maar ek gaan vir julle die Heilige Gees, die trooster stuur, want deur die trooster kom die gawes, die bedieninge, die vrug. Wow, is dit nie amazing nie? Toe Jesus se journey begin, maar wat nou crazy is, toe hy nou opgevaar het, nou sê ek, hy het ons journey begin, want toe hy opgevaar het, het hy vir ons gawes gegee. Wat lees ons? Wat het hy diensknegte gedoen? Nee, om 'n diensknegt te wees is om die Here aan te neem. As jy nie die Here aanneem, is jy 'n diensknegt nie, want wat doen 'n diensknegt? 'n Diensknegt onderwerp hom aan sy Heer en hy doen wat sy Heer wil hê hy moet doen. Dis 'n diensknegt. Iemand wat net met sy eie goed besig is nie 'n diensknegt nie. Iemand wat nog nie sy hart vir die Here gegee het, is nog nie 'n diensknegt nie. Iemand wat nie weergebore is nie, is nog nie 'n diensknegt nie. Hy dien homself, hy dien sy eie idee, sy eie opinie, sy eie tradisie, sy eie oortuiging. Hy dien nie die oortuiging, hy neem dit nie aan en rig sy lewe in volgens sy Heer, sy meester nie. En ongelukkig is daar predikers en denominasies wat sê, hierdie is ons meester, dis ons dominee. Dominee beteken letterlik meester, en die woord van die Here sê, jy mag niemand op aarde jou meester noem nie. Ook jou vader nie. Mag ek dan vir my pa sê pa? Jy mag vir hom sê pa. Maar in konteks van jou geestelike lewe. Ek kan nie opkyk na 'n persoon wat vir my geestelike leiding gee, sê, jy is my vader, o Vader Stanley, o meester Dominee Stanley, o pastoor Stanley, nee, ons is broeders. Titels verhoog, titels disconnect ons van mekaar, dis ook 'n baie gewilde woord in die Engelse woord in die Afrikaanse Christelike relle, dit disconnect jou. Titels disconnect, dis kom die Here Jesus gesê het, julle is broeders van mekaar. You are brothers, and that's that. Ek dink nie eens daaraan. Wat is my amp? Wat is my gawes? Ek doen net wat die Here wil hê ek moet doen, en die gawes en die bedieninge wat werk, moet werk. Ek soek nie die Here. Ek sit nie, I don't place emphasis on titles. I don't place emphasis on gifts. It works as it works. If you really serve the Lord God Almighty through the Lord Jesus Christ, then whenever a gift or a ministry is necessary, it will operate at that moment. I cannot use it to create a hype or emotional, sensational things that are created in the Christian church. Ek kan nie gawes en bedieninge gebruik as 'n hype, as 'n vertoon, as entertainment nie, nee. As daar nie genesing nodig is nie, gaan God nie genees nie. As hy nie wil genees nie, sal hy nie genees nie. Ek kan bid tot ek pers is. En dit is ook, ek glo 100%, God kan mense bonatuurlik genees. Ek glo dit.
Ek glo in profetiese woord. Ek glo in alles. Ek glo in God wat dit kan doen. Kom ek stel dit eerder so. En dis die groot ding. Mense sê glo jy nie in gawes nie. Nee, ek glo in God wat die gawes kan laat werk. Ons moet in God begin glo. Nie in die dinge wat ons sien nie. En wat ewer nodig is die Here vir my 'n droom wil gee, of vir jou 'n droom wil gee met 'n waarskuwing, of wat ook al, oor 'n saak, sal hy dit doen. En in ons bediening het dit al baie gebeur, dat die een persoon het geen idee van die ander persoon se situasie nie. Dan sal hy of sy 'n droom kry. Sê, hoorie, so ek het van daai persoon so en so 'n droom gehad. Wat is die saak? En sê jy, okay, ons gaan dit net so deurgee na daai persoon toe. Dan is dit presies op daai persoon se situasie besluit hulle wat hulle moes geneem het. Maar dan moet jy dit ook van harte aanneem, né? Profetiese woord was ook daar, en die belangrikste, the most important prophetic word is the ministry of truth of the gospel of the Lord Jesus Christ, nothing else. Goed. Right. Nou het hy sy talente aan sy diensknegte gegee toe hy met sy journey begin het. So dis 'n opdrag vir ons journey. Is dit nie so nie? Want nou lees ons van die gawes, hy het opgevaar, en ons besef nie, dat ons staan stil by Jesus, wat op die kruis, die fisiese mens. Ek meen, Jesus, ek wil dit nie vir u noem. Dink jy vir een oomblik, Jesus voel jammer en top oor sy liggaam, sy aardse liggaam wat uit mekaar uitgeskeer was. Selfs toe hy op aarde was, en die vroue volg hom in hulle ween, draai om en hy sê, moenie oor my ween nie. Hy het nie jammer gevoel, my liggaam word so uit mekaar uitgeskeer, en nee. Hy het geweet uit een doel, hy moet doderyk toe, gawes moet na die mense toe kom, mense moet verlos word, Satan moet oorwin word, hy kon hom nie gesteer het aan die verwoesting van sy aardse liggaam nie, en ons bly daarby stilstaan. Ek weet nie, soos ek gebruik woorde soos wat die wêreld gebruik, so moenie vir my sê ek glo daaraan of ek glo nie daaraan nie. Die Paasnaweek wat nou aankom is, dit is ook nou een van die dae weer hierso, dan gaan die hele kruisiging en die hele saak van Jesus nou weer opgeblaas word tot op 'n mate wat 'n mens nie weet wat se kant toe nie. Dan word al hierdie beelde uitgebring en die bebloede Jesus prentjies wat hulle van hom maak en al die tipe van goed. Ons ken nie Jesus na die vlees nie. Jesus het hom nie sy, en hy sit nie nou nie bejammer homself en dink, ek het so seer gekry, en hy dacht nee, hy het oorwin. En dit moet ons voor oë hou. Ongeag die skade en die prys wat jy in die vlees moet betaal, jy oorwin. Die pad is daar, die gawes is daar, die potensiaal is daar, die krag van God is klaar in jou lewe, maar ons gebruik dit nie, ons onderdruk dit deur verskonings en ons eie begeertes en drange deur te voer tot op die einde toe. En die Here wil ons losmaak vanoggend. Nou ja, toe die Here Jesus nou op sy journey gegaan het, toe plaas hy ons op ons journey. Nou kom ons lees gou eers hier in Matteus 10. Ek gaan net die een vers lees, net om vir u te wys, ons almal kom nog op die selfde bladsy, dit is eintlik 2 verse, vers 9 en 10 van Matteus 10. Soos Matteus 10, vers 9 en 10. Ek gaan die Afrikaanse Bybel lees, ek gaan ons weer in die Engelse Bybel lees. Matteus 10, vers 9 en 10. Matteus 10, vers 9 en 10. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie. Geen reisak vir die pad, of 2 kledingstukke, of skoene, of 'n stok nie, want die arbeiders is hulle voedsel werd. Nou wat hier gebeur het, as jy van vers 1 af gaan lees, dis toe Jesus die 12 disippels uitgestuur het om die evangelie te verkondig. Ons gaan nou daar lees. Kom ons gaan gou oor na Matteus 10, vers 19 in die Engelse Bybel. Provide neither gold, nor silver, nor copper in your money belts, nor bag for your journey, nor 2 tunics, nor sandals, nor staff, nor for a worker is worthy of his food. So toe hy hulle uitgestuur het, om die evangelie te gaan verkondig, toe sê, nou gaan julle op julle journey. Nou hierdie journey, op behels baie, en nou Matteus 10 beskryf alles van ons journey. Nou hy het hulle fisies uitgestuur, om vir ons ook oor te dra, wat dit sal wees,
om die evangelie uit te dra, maar tog later het hy vir hulle gesê, ek stuur julle almal uit, julle almal moet uitgaan en disippels gemaak van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die opdrag het hy net, en hier was 12, en dan was 'n ander geleentheid wat hy 70 uitgestuur het, met dieselfde opdragte. So toe Jesus het hy eers, hoe sê hulle in Afrikaans, 'n mock-up gedoen, as ek dit so kan stel. Dus ek weet nie of dit afbrekend is op die evangelie wat hulle verkondig het nie, maar dit is die enigste manier hoe hy het vir hulle kom wys. Hulle moes dit profeties uitgeleef het. Hulle moes dit kom verstaan het. So hy het vir hulle gesê, okay, dit is wat moet gebeur, want hulle moes 'n praktiese ondervinding deurgaan, sodat wanneer Jesus weg is van die aarde, dat hulle daarmee 'n idee het wat om te doen. So hulle het op 2 geleenthede hierdie praktiese ondervinding gekry van die Here Jesus Christus, sodat wanneer hy eendag sal opvaar, dan kry jy jou opdrag om op jou journey te gaan. Nou kom ons kyk wat behels hierdie journey, en dit is net mind-blowing. Goed, kom ons lees, ek gaan net gou eers die eerste vers lees, want 'n paar verse daar beskryf hy, wie is al die apostels, so ek gaan nie daai verse lees nie. Matteus 10, kom ons lees net vers 1. Matteus 10, ons lees net vers 1 vir nou. En hy het sy 12 disippels na hom geroep, en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf, en om elke siekte en elke kwaal te genees. Nou, op hierdie stadium het Jesus hulle die mag gegee vir die oomblik wat hy hulle uitgestuur het, want dit was nog Oud-testamenties. Nou, ek wil net gou vir 'n oomblikie stil staan, want ek weet party mense se gedagtes gaan seker nou vaslaan op hierdie punt. Hierdie was nog Oud-testamentiese tyd. Ons het dit al bepaal, gaan kyk ons wedergeboorte Bybelstudie, sowel as ons waterdoop, ons behandel het breedvoerig met al die nodige skrifte waarmee saamgaan. Met die uitstorting van die Heilige Gees, toe is die Nuwe Testament eers bekragtig en verseël, toe kon die Nuwe Testament eers 'n aanvang neem. Tot op daardie stadium was dit nog die optrek van die testament. Om dan net 'n testament, terwyl die testamentmaker leef, het die testament geen krag nie, maak nie saak wat in die testament ingeskryf is nie. Die oomblik as die testamentmaker sterf, dan word die testament kragtig, dan word dit bekragtig. So sy dood bekragtig die testament. En nou toe die Heilige Gees uitgestort is, dit is nou in die Here, toe is dit verseël, bekragtig die hele testament wat Jesus aan ons kom nalaat het, wat die Nuwe Testament, die nuwe gebod of die nuwe verbond is, soos wat dit geprofeteer is in die Ou Testament. So, die Here Jesus het vir hulle in 'n oomblik die krag gegee om hierdie dinge te gaan doen. Nou as jy teruglees in die Ou Testament, ek en my vrou praat nou weer so die week, Elisa, omtrent al die wonderwerke wat jy in die Nuwe Testament lees, het in die bediening van Elisa plaasgevind. Dooi is opgewerk, kos is uitgesorteer, daar het baie wonderwerke plaasgevind. In Elia, in die profete, wat God vir hulle gedoen het, die manne, en al die dinge, die vyand wat oorwin is, en bonatuurlik vir hulle in baie opsigte voorsien het. Waar Jesus ook die brode vermeerder het, ensovoorts. So dit was net vir 'n oomblik, dit was net vir 'n tyd, dit was nie standhoudend gewees nie. Goed, so hier kom die Here Jesus en hy gee vir hulle hierdie gawes, want ons lees talente is gawes. So vir 'n oomblik kon hulle die vryheid van gawes, talente, bediening beleef het, op 2 geleenthede. So nou kan hulle verstaan, okay, soos duiwels uitdryf, dis wat moet gebeur, siekes gesond maak, dis wat moet gebeur, evangelie verkondig, dis wat moet gebeur. Sodat hulle ook kan verstaan, as hulle aangaan met die evangelie, is al hierdie dinge wat met hulle gaan gebeur, nie net op hierdie opdrag nie, want baie mense sê hierdie was net vir daai oomblik gewees. Nee, hierdie was 'n beeld gewees. Hierdie was 'n voorbeeld, 'n praktiese voorbeeld wat die Here Jesus hulle ingestuur het, sodat ek en jy hieruit kan leer wat met ons gaan gebeur wanneer ons met ons journey begin. Nou Jesus het met sy journey begin, toe hy gesterf en opgestaan het en opgevaar het na die hemel. En hy het oor sy disippels geblaas en hy het gesê, ontvang die Heilige Gees, want in die Heilige Gees is al die gawes. So,
Nie voordat die Heilige Gees uitgestort was, kon die gawes begin operate het nie. Dit was 'n bewys, soos wat ons gelees het in Efesiërs 4, dat Jesus opgevaar het en gawes aan die mens kom gee het. Toe is die gawes eers aan die mens gegee, want die Heilige Gees was nog nie daar gewees, nie voordat Jesus gesterf, opgestaan het uit die dode en uitgestort was in die mens se siel nie. Hierdie was net vir die oomblik, en toe hulle teruggekom het, het hulle dit nie weer gedoen nie. Op een geleentheid het hulle probeer 'n duiwel uitdryf, toe kon hulle nie. Goed, so ons moet dit verstaan, dit was net vir daai oomblik gewees. Toe die 12 uitgestuur was en toe die 70 uitgestuur was. Maar nou het jy die Gees in jou wese as jy weer gebore is. En in die Gees is gawes, daar's talente, daar's bedieninge. Daar's die vrug wat ons moet uitleef. En wanneer jy dit doen, het jou journey bepaalde gevolge. Nou kom ons kyk na die journey, en dan kyk ons ook wanneer die journey op 'n einde gaan kom. Want baie sal sê, it's the end of your season. En net so terloops, ek wil dit net noem. As dit kom by season, ek het nou weer, want ek en my vrou het al gepreek oor season, ek het nou weer daardeur gegaan. Nou in Afrikaans tel jy nie die woord seisoen glad nie op nie. En Engels wel season. Okay. Maar in elke geleentheid wat season gebruik word, praat dit van 'n tyd wanneer dit gaan gebeur. Nie 'n tyd wat verbygaan en daai season is verby en dit begin nog 'n season en nog 'n season nie. Wanneer iets gaan gebeur, dis kom in die Afrikaanse Bybel sal jy eerder die woord regte tyd lees of die tyd wanneer dit gaan gebeur. Of die dag wanneer dit gaan gebeur. Want dit is die nugtere denke. As daai dag gaan dit gebeur, daai dag gaan dit gebeur. Hy praat tot van die night season, in die aand, wanneer dit in die aand gaan gebeur. Dit gaan oor 'n tyd, dit gaan nie oor 'n tydvak nie. Dit gaan oor 'n gebeurtenis, dit gaan nie oor 'n tydvak, soos wat dit gepreek word in die Christelike kerk nie. Net om dit te noem van season. So wanneer gaan ons season of ons journey eindig? Nou kom ons gaan gou, en nou die Here Jesus het hier van vers 5 af, tot en met vers 6, vers 7, tot en met vers 8 vir hulle geleer, dat op daai stadium moes hulle nog net die evangelie aan die Jode verkondig het, en omdat God die belofte eers aan die Jode gemaak het, om hulle te verlos, hulle siekes te genees, om vir hulle te wys, God bring vergifnis op hierdie wêreld, en daarna, toe die Heilige Gees uitgestort is, en die Here gee die opdrag vir Petrus, by die gesig van die laken, nou met die evangelie ook in die heidene verkondig word, toe is die evangelie vir die eerste keer amptelik aan die heidene verkondig. Intussen het die heidene dit gehoor, die heidene het dit van dit al aangeneem, maar dit was nog nie 'n amptelike saak wat die Here gesê het, nou moet julle ook in die heidene die evangelie verkondig nie. En op daai stadium het die Here al vir Paulus opgewek, sy bediening het al begin, en dit was ongeveer 3,5 jaar nadat Jesus gesterf en opgestaan het uit die dode. Nou Jesus was 3,5 jaar op aarde, en hy het hoofsaaklik net vir die Jode verkondig, hy moes die evangelie net aan hulle verkondig het, so het hy sy opdrag vir sy disippels gegee, die 2 geleenthede toe hulle uitgestuur het, en vir 3,5 jaar daarna, mag die disippels, het die disippels die evangelie net aan die Jode verkondig. Jesus het gesê, begin in Jerusalem, Judea en Samaria, want dit is wat die Jode was. Dit was die sterk setels van die Jode. Goed, ek wil nie op die punt van Samaria nou ingaan nie, maar is die sterk sleutels van die Jode. Hy sê daarna aan die uiterste van die aarde. En dis toe Petrus hierdie gesig van die laken gesien het. Cornelius was 'n Romeinse heidense soldaat van Italië, maar hy het God gevrees. Hy was nie 'n sondige mens wat deel gehad het aan die sonde van die res van sy soldate en wêreld nie. Hy was 'n godsvreesende man gewees. En toe Petrus die evangelie kom verkondig, toe is hulle harte oop en hulle ontvang die Gees, en daar is blydskap en heerlikheid, en hulle is gedoop in al die mooi en wonderlike dinge. Goed, so, as jy wil voel, daar is 'n 7 jaar gap, daar is jou 7 jaar. 3,5 jaar het die Here Jesus 'n verbond met sy apostels gehad, om die evangelie aan die Jode te verkondig vir 7 jaar, en die woord sê in Daniël, in die helfte van die tydperk is hy weggeneem. Jesus het gesterf na 3,5 jaar. En 3,5 jaar later, is die evangelie in die heidene verkondig. Toe sy verbond die 7 jaar, wat hy met die Jode gehad het, wat spesifiek die apostels gebruik het om die evangelie te verkondig, toe is daai 7 jaar verby, die verbond. Maak dit sin vir
maar as daar 'n bietjie liggie wat opgaan vir u, maar nietemin ons wil aangaan met ons journey. Kyk, so ons kan leer uit hulle saak uit, wat is ons journey. Vers 9, waar trek ons nou? Vers 9, ek gaan nou lees vanaf vers 9, so ek gaan maar so reg deur lees. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie. Geen reisak vir die pad, en daai pad is mos nou nie, in Engels praat hy van the journey. Daai pad is journey, die oorspronklike woord is journey. So moet geen reisak vir jou journey, of 2 kledingstukke, of skoene, of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. Ek wil dit net noem later, toe die Here Jesus die opdrag gegee het, nadat hierdie 2 geleenthede verby is, toe sê hy, van nou af neem 'n beurs, met ander woorde, sorteer uit, gaan aan, goed. En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is, en bly daar totdat julle vertrek, en as julle die huis ingaan, groet dit, en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. Nou hierdie is nie die enigste geleentheid wat Jesus hierdie predik nie, ek noem net hierdie, daar's ander gedeelte, jy kan dit self kruisverwys, Jesus was baie duidelik oor hierdie sake gewees. So hy sê, as iemand nie 'n vrede wil hê nie, laat jou vrede in jou terugkeer, en ons voel dit is liefdeloos, dit is nie liefdeloos nie, daar's 'n rede hiervoor. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis. Hoeveel van ons familie en vriende van die verlede wil nie na ons woorde luister nie? Hulle wil net hulle storie praat, maar ons is gelaat om dit net aanvaar. Wat sê hy? Gaan uit daardie huis, of uit daardie stad uit, en skud die stof van julle voete af. Dan nee, dis nie Stanley wat dit sê, die Stanley lees die Bybel, maar ek vereenselwig met die Bybel, ek is nie skaam vir die Bybel nie, so as ek wil sê, dis my woorde, is dit ook oké. En die woord is deel van my, dis in my wese ingebrand. Goed. En ons kan maklik nog in huise van mense wees, deur sosiale media, deur WhatsApp, deur al hierdie dinge. Mense wil nie die vrede van God hê nie. Nou kom die Here Jesus en hy sê, as mense dit nie wil hê nie, en jy bly dit al forceer, wat gebeur? Jy gooi die woord van God, die parels, voor hulle voete, om dit te vertrap, en dan net in hulle gedagte vermaal hulle dit. Want hulle verwerp die woord wat jy verkondig, en jy bly teruggaan, jy bly teruggaan. Hy sê dan draai hulle om, en hulle verskeer jou, met ander woorde, jy gaan nie vrede hê nie. Jy gaan nie rus hê nie, jy gaan die hele tyd hierdie oorlog en gevegtery in jou binneste hê, en jy weet nie waar dit vandaan kom nie, afgesien van die TV en die sosiale media en goeders wat ons kyk. Dis afgesien nog daarvan. Dis hoekom die Here Jesus sê, skud die stof van jou voet af. Paulus het dit ook gedoen. Hulle het dit fisies gemanifesteer op een plek. Ons skud die stof van ons voete af, ons kom nie weer terug na hierdie stad toe nie, omdat jy die woord van God verwerp het. Ons het hom nie so nie, want as 'n prediker wat dit preek, is nie die Bybel wat dit sê nie, né? Goed. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as daardie stad. Kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Op jou journey is jy 'n skaap onder die wolwe. Dis ons journey. Maar ons wil nie die journey deel maak van ons hart nie. Ons wil nie die woord deel maak van 'n hart nie. Ons sukkel, ons stry daarteen, ons argumenteer daarteen. Ek net met hierdie skrif wat ek hier lees, is argumenteer mense se harte. Mag ek dan nou nie met my familie praat nie? Moet ek nou ongeskik wees? Moet ek nou bot wees? Nee. Die woord van die Here sê, wees vriendelik met almal. En in daai vriendelikheid mag jy nie van die waarheid afwyk nie. En ons compromise met die waarheid. En daarom bly ons 'n pushover. Daarom wil ons huise nou salf, en ek weet nie wat so goed alles om die duiwels uit te hou nie, maar die duiwel is in ons hart. Ons word nog deur hom beheer. Sy opstandigheid teen die woord van waarheid, ons gee toe daaraan, en raak ons opstandig met die woord van waarheid. Net die skrifte wat ek lees, sonder interpretasie. Ek het dit al gesien, menigte male in my bediening, dat ek net skrifte lees, as ek voor mense sê, dan skud hulle kop, en as hulle klak kwaad. Ek lees net die skrif, ek het nog niks verduidelik nie. Want ek glo die skrif, dis myne.
Dit verander my wese. So wanneer ek dit lees ek dit met die oortuiging wat hier geskryf staan, en die oortuiging is God se Heilige Gees. Goed, kom ons gaan voort. So, op jou journey is jy 'n skaap onder die wolwe. Wat gaan die wolwe doen? Dis hoekom hy sê, jy moet versigtig wees. Jy moet catfoot loop, jy moet op eiers loop, jy moet versigtig wees, jy moet nie op regtheid verloor nie. In die proses. Goed. Maar pas op vir die mense, want hulle sal julle, nie miskien nie, it's not a maybe, sal julle oorlewer aan regbanke en in hulle sinagoge sal hulle julle gesel. Wat is 'n sinagoge? Is 'n kerk, is plek van same. Sinagoge beteken letterlik 'n plek van samekoms waar hulle saamkom om te leer. Dit is wat dit beteken. Hallo juffroukie. Hallo. So pas so ernstig as ek seker maak oupa is nogal right. So gaan met hierdie oortuiging in jou plaaslike kerke. Dit kan 'n klein kerkie wees, of nie 'n mega kerk te wees nie. Verkondig hulle hierdie dinge. Dan kom jy agter hoe vinnig word jy gegeesel. Met klippe gegooi. Uitgejou, beskimp, sleg gesê. Moenie jou parels voor die varke gooi nie, al is dit jou ma, jou pa, jou kind, jou ouma, jou oupa, jou oom, jou tannie, jou neef, jou niggie, maak nie saak wie dit is nie. Ok, kom ons gaan aan. Ek wil nie hier stil staan nie. En ook voor goewerneurs en konings sal hulle julle bring om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. So as iemand jou uitdaag, as iemand 'n probleem met jou het, moet jy vas staan, want dit is 'n getuienis tot hulle van die waarheid wat in jou is. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal aan julle daardie dag, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in my spreek. En wat se konteks is hierdie geskryf? Kom ons lees die Bybel vir wat hy is. Kom ons los ons eie opinies. Los jou eie idee nou. Los net vir 'n oomblik jou eie idee. Wat is die konteks hierso? Terwille van die evangelie, wanneer jy besig is met die evangelie, sal God jou die wysheid gee om dit wat nodig is in die evangelie te spreek. Is ons besig met die evangelie? Is ons besig in ons binnekamer? Waarmee is ons regtig besig? Goed. Maar die een broer sal die ander oorlewer. En ek wil hê jy moet dit saam met my in jou Bybel lees van hierdie vers af. Sodat jy vandag kan verstaan, dis nie ek wat dit sê nie, maar nou ja, ek sê dit, want ek lees dit ook uit die woord uit. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan, en hulle doodmaak. En julle sal deur almal, nie deur sommige nie, deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe? When does your journey end? When does your season end? Tot aan die einde toe sal gered word. So as ons vas staan tot aan die einde toe, sal jy gered word. Nie tot 10 jaar van nou af nie, nie net tot 1 jaar na jou bekering nie, tot aan die einde toe sal jy gered. Hier is alles deel van jou journey. Hier is alles ook deel van jou season. Niemand praat van tot die einde toe nie. Almal praat van oor 1 jaar of 2 jaar of 'n dag of 'n maand of 'n wat ook al. Nee, dis nie die einde van jou journey en jou season nie. Die einde is die einde, dis die wederkoms, dis die einde van alles, dis die einde van jou lewe. As jy te sterwe kom voor die wederkoms, dis die einde van jou journey. Goed. En wanneer hulle julle vervolg in die een staan, nou sê die woord, julle sal deur almal gehaat word. Nou, die Here Jesus praat ook in die bergrede. Hy sê as almal goed praat van jou, is jy 'n valse profeet. Want dit het hulle ook gedoen aan die valse profete deur goed te praat van hulle. As jy opstaan vir wat waar en reg is, en jy kry vervolging ter wille van die evangelie van vader, van moeder, ons is emosioneel verbind. En dis ons probleem, ons het sentimentele bande, ons verstaan nie die werklikheid wat Jesus gesê het, toe hy daar in die vertrek gesit het. En hulle sê jou broers en jou broeders en jou moeder is buite.
het hy gesê, dis nie my broeder en my moeder nie, hulle wat die wil doen van my Vader. Hy het nie eens gesê, julle wat nou in hierdie huis is my broeders en susters en moeder nie. Hy het gesê, hulle wat die wil van die Vader doen. So jy kan vandag tot bekering gekom het. Jy kan jou lewe met die Here reggemaak het. Doen jy die wil van God? Hy sê, ja, die Here praat elke dag met my. Ek hoor sy stem. Nee. Wat is die wil van God? Dit is opgeteken in die Bybel. Rig ons lewe in volgens die ingeskrewe woord. Dis om die wil van God te doen. Dit begin by die wedergeboorte, want die wedergeboorte vind plaas uit die wil van God. Goed. Ons moet vriendelik en bedagsaam wees met almal. Jy in jou werksplek instap met hulle sien, man, hier kom die kind van die Here wat vriendelik en bedagsaam is. En ouens wat nie daarvan hou nie, hulle sal onder die tafels induik, hulle sal gepad, hulle sal jou vermy. Jy moet nie praterig wees nie, wees vriendelik, bedagsaam en aangenaam. Mense hoef nie te praat om vriendelik te wees nie. Baie keer praat 'n mens te veel. En dis ook baie keer 'n probleem. Maar nietemin, kom ons gaan aan. En wanneer julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar ek sê vir julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die seun van die mens kom nie. Tot vandag toe word die evangelie aan almal verkondig, selfs tot nog in Jerusalem. Dis nog nie klaar nie. Almal het nog nie die evangelie so uitgesorteer nie. Goed. 'n leerling is nie bo die meester nie en 'n diensknegt is nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerder genoeg dat hy so sy meester word en die diensknegt so sy heer. As hulle die heer van die huis Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote. Soos hulle sê jy's 'n duiwel, hulle het vir Jesus gesê hy is die owerste van die duiwels. Dis wat Beelzebul beteken. Goed. Dis deel van jou journey. Jy gaan sleg gesê word, valslik beskuldig word. Dis nie lekker nie. Partykeer as iemand jou vals beskuldig, né? Ek weet nie of jy dit al ervaar het nie. Dit voel of die lewe en die bloed uit jou uittap. Dit voel, Here, ek kan nie. Dit voel op in 'n oomblik, jy weet nie waar jy is nie. Goed. Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig en wat ek julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. So jy moet, wat sê die Here Jesus, waar is die Vader? Die Vader wat in die verborgene is. Soek jou Vader wat in die verborgene is en hy sal jou in die openbaar vergelde. So dit wat die Vader met jou deel, verkondig dit. Wat deel hy met ons? Hy deel ons uit sy woord. Maar omdat ons baie keer in ons eie rigting gaan, selfs in ons binnekamer, het ons die prediking van die woord nodig om ons op die regte pad te hou. Ok, so dis hoekom die prediking van die woord so belangrik is, om ons die heeltyd nugterheid te gee, sodat wanneer jy in jou binnekamer gaan, dan weet jy, hoor jy so, hierdie is nie van die, omdat net, as jy in jou binnekamer kom, alles is nie van die Here af nie. As ek nou net daaraan dink, as jy gaan bid, hoeveel gedagtes en gevoelens kry jy in 'n oomblik, wat so ver van die woord van die Here af is nie eens waar nie. Jy dink sommer aan sekere sonde, ongeregtigheid, jy wil jou huis skoonmaak, jy wil die teëls oplig, jy wil die kar was, jy wil as jy 'n tuin het, jy moet gras sny, wil jy sommer die gras sny. Dink wat jy nooit so gedoen het nie, wil jy ewer skielik doen. Die skottelgoed kan vir 'n week so hoog opstaan as jy gaan binne ewer skielik, nee, ek kan nie nou, hy skottelgoed kan nie langer wag nie. Is dit nie so nie? Dis nie van die Here af nie. So is alles van die Here af wanneer jy gaan bid? Nee. Petrus in die een oomblik profeteer vir Jesus, die volgende oomblik word hy geïnspireer deur die duiwel om Jesus teë te staan. Adam en Eva, daar was nog nie sonde gewees nie, en hulle het geval vir die sonde toe hulle in die tuin van Eden was. Jy is in 'n wêreld van sonde, so nie alles wat in jou gedagtes opkom, en dit wat jy hoor en dink wat die stem van God is noodwendig die stem van God nie. So baie versigtig wees met hierdie dinge. En ons kan maklik op loop raak, en eintlik net klein begeesterd raak oor hierdie dinge, né? Goed. Vers 28, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. En hoe vrees ons maklik mense wat die liggaam kan doodmaak? As ek nou gaan vasstaan met hierdie saak by my oom, tannie, neef, niggie, kinders, gaan hulle my verwerp. Dis wie vrees vir die mens. Nie dat hulle jou fisies gaan doodmaak nie, hulle gaan verwerp. Ons is bang vir verwerping. En die Here Jesus sê, moenie bang wees nie. Ek is meer as daai
situasie en persoon en mens wat jou verwerp. Ek is baie meer as dit, want jy moet jou ewige lewe voor oë hou. Jy is nog op hierdie journey. Jesus is op sy journey, hy is daar. Hy het sy koningskap aanvaar, hy is daar by sy koningskap. En wanneer sy journey op 'n einde gaan kom, gaan jou journey eers op 'n einde kom. Goed. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder dat julle val sonder julle Vader nie, en van julle is selfs die hare van jou hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies, so hierdie is maar net 'n bemoediging hoe God ons ken. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek bely voor die Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. En hoe verloon ons maklik nie die Here nie? Hoe verloon ons maklik nie die Here nie? Terwille van hierdie persoon gaan nou kwaad wees, hy gaan dink ek is liefdeloos, om dan net my waarheid vir iemand te vertel is nie liefdeloos nie. Dit is liefdeloos om nie die waarheid te vertel nie, maar om die waarheid te vertel. En mense sal sê, jy het my seer gemaak. Nou hoeveel mense, as jy net die skrif aanhaal, dan het Jesus ons nou baie mense seer gemaak. As ek nie wil laat gaan nie, gaan ek seer gemaak voel. Dit is soos 'n rebelse kind in die huis. Maak nie saak wat jy vir hy kind sê, hoe jy dit sê nie, daai kind voel altyd te nagekom en seer gemaak. Maar die kind wat saamwerk, waar nie, die pa kan nie maak en hoe kwaai wees. Hulle voel is oké, dis regverdig, dis hoe dit moet wees. Opstandig en rebelse kind voel altyd te nagekom, wil altyd die aandag op hulle self hê, en hulle voel altyd, hulle word seer gemaak. Goed. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Dit is omtrent 'n kontras met liefde. Is dit nie so nie? En God en Jesus is die volmaaktheid van liefde. Vrees is om God te respekteer en om te verhoed dat ons in die moeilikheid of gevaar nie om bang te wees vir vleeslike onbekende toekoms nie. Vrees is om God te respekteer en om te verhoed dat ons in moeilikheid of gevaarlikheid kom. So hy sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Hoekom die swaard? Nou begin Jesus te verduidelik wat hy hierby bedoel. En hierdie volgende gedeelte hou ons niks van nie. Ek het jare gevat om werklik waar, want ek meen nêrens het ek gehoor iemand kon hierdie skrif vir my werklik mooi verduidelik het nie, en kom ons gaan nie deur, ek dink dan kan ons dit verstaan. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. So as iemand nie in jou familie die Here dien nie, en hulle bly jou boesem vriend of vriendin, is daar 'n probleem. Nie by hulle nie, by jou. Want hoekom is daar vrede tussen jou en 'n persoon wat totaal vyhandig is met die evangelie van waarheid? Hoekom? Wat is die rede? Wat is die situasie? Was jy elke keer nog skaam oor die evangelie, of voel, ag, weet jy wat, ek gaan nie meer daar praat nie. Baie mense sal sê, weet jy wat, as by familie kom, ons praat nie godsdienst nie, ons braai nou net lekker. Jy het die Here verloon, jy was skaam vir die evangelie. Dan wonder ons, waarom werk ons dinge geestelik nie uit nie? Waar is die Here? Waar is my vrede? As ons skaam is vir die Here, gaan ons nie vrede in ons hart hê nie. Ons gaan nie berusting hê nie, ons gaan nie nugterheid hê nie. Dit is 'n groot saak, net om nugter te wees, net dit alleen. Gaan jy in jou vleeslike lewe die regte saak doen, en ook in jou geestelike lewe. Goed. Nou gaan hy verder, en hy verduidelik waarom hy die 2 verse voor dit gesê het. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie opneem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. So dit gaan alles oor terwille van die evangelie. Alles gaan daaroor. Dis al. Terwille van die evangelie.
Hoe lekker en maklik kuier ons met mense wat verhandig is met die evangelie. Daar is 'n krisis, daar is 'n probleem. Hoekom is hy verdeeldheid nie daar nie? Hoekom is hy vuur nie daar nie? Hoekom is daar vrede tussen jou en die persoon wat besig is met die valse evangelie of besig is glad nie met die evangelie nie? Goed, kom ons gaan voort. Vers 41. Ek praat van op sosiale vlak, 'n werksplek moet 'n mens vrede met mekaar hê, maak saak wat jou opinie, maar dis oppervlakkig, jy weet dit. Terwille van die werk en almal werk en gaan huis toe. Ons praat meer as dit, sosiale vlak, buite jou werksverpligting. Goed. Wie julle ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang, en wie 'n regverdig ontvang, omdat hy regverdig is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. Vers 42, en elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is. So hier gaan nie oor die fisiese klein kindertjies nie. Hier sê Jesus, dit gaan oor 'n disipel, een wat die wil van die Vader doen. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. So dis eintlik skrikwekkend. Dit sluit natuurlik aan by Matteus 25, waar die Here Jesus sê, dit wat jy in een van sy kinders doen, doen jy aan hom. Dit wat jy in die evangelie doen, doen jy aan hom. So dit is die grootheid van die saak. Dit is terwyl ons met ons journey besig is. Jy kan hierso deurlees en natuurlik die ander gedeelte ook in Lukas en dan ook die gedeeltes waar Jesus die 70 uitgestuur het, sal jy presies dieselfde kry. In Matteus 5, 6 en 7 praat die Here Jesus, en dit was toe hy nog nie sy disippels uitgestuur het nie, hoe ons gaan vervolg word terwille van die evangelie, gehaat word, jou naam wat weggooi soos iets wat sleg is. Hy praat ook hoe Paulus in 2 Korintiërs 11 skryf, hoe ons die afskraapsel van mense en engele is, hoe jy verwerp is, hoe jy 'n skouspel word terwille van die evangelie. That is all part of your journey, and that journey and that season will end the day of your death or the second coming of the Lord Jesus Christ. Prys die naam van die Here. Is 'n probleem by my wat om te praat en nie te praat as familie jou nooi wat ware evangelie verwerp. En 'n mens met hierdie saak in 'n mens se hart begin uitsorteer. As jy vas staan, word jy net dood eenvoudig nie uitgenooi nie. Maar nou word jy nie uitgenooi nie en dan bly ons nou op ander maniere nog steeds uitsorteer. En ek wil hê ons moet hierdie dinge vandag ter harte neem. Lees hierdie skrifte. Ek kan nie vir jou vandag sê, dis wat jy moet doen en dis wat jy moet doen, dis jou situasie nie. Want ook baie keer, as mense ons raad vra, dan kom hulle net met die halwe storie aan. Jy weet nie waar gaan alles nie. Mense kom nie uit met die hele ding nie. Hoor jy, dis die saak, dis die saak, dis die saak, dis die saak nie. Kom uit met die hele sak patats. Dan kan daar nugtere raad wees, want ook die woord sê, as ons verdraaid is, God openbaar hom verdraaid in ons. As ons met 'n halwe saak kom, gaan jy net 'n halwe antwoord kry. So ons moet ook in die evangelie moet ons nugter wees, ons moet waaksaam wees, ons moet paraat wees, ons moet openhartig wees, ons moet eerlik wees. En dis 'n groot saak, om nie dinge onder die mat in te sit nie. So ek wil u vanoggend aanmoedig, the day when the journey of the Lord Jesus Christ comes to an end, your journey will end as well. En hier is die hele voorwaarde, die inskrywing, jy kan ander gedeeltes ook lees, wat presies dieselfde sê. So kind van die Here, as iemand weer met jou praat oor 'n journey en 'n ding sê vir hom, weet jy wat, jou journey eindig die dag van jou dood. Tot dan is soos 'n skape onder die wolwe. Dit alleen sê alles wat Jesus in soveel woorde gesê het. Dan die dag as jy jou hart vir die Here gee. Jy gee jou hart vir die Here, nie die res van jou familie en vriende en werkskollegas nie. Jy is die skapie, hulle almal is die wolwe. 'n Wolf en 'n skaap slaap nie saam nie. Hulle kuier nie saam nie. Hulle geniet nie saam dieselfde ding nie. Jy, op die einde van die dag, word uit mekaar uitgeskeer. Dis die raad wat die Here Jesus vir ons kom gee. Nie omdat hy spiteful is nie, omdat hy weet wat sy geestelike impak hierdie dinge het. Jesus het gesterf. Hy het hel toe gegaan, dat ons gawes kan kry, bediening kan kry, en hy het ons die opdrag gegee, gebruik dit, en begin die evangelie uit te leef.
En oral waar ek in die Handelinge lees, as die gawes en die bedieninge en die kragte gewerk het, was daar vervolging. Hulle was nie opgeblaas en die rooi tapuit gegee en hulle bankrekeninge was volgestop nie. En hulle was op die voorblad van die koerant en mense het gestroom en net gegee nie, nee. Ek lees, daar was enkele wonderwerke en uit die wonderwerke was daar vervolging op vervolging op vervolging. Dis die realiteit van bedieninge, dis die realiteit van gawes. Dit wat nou in die kerke plaasvind, wat mense so opsmik, is gimmicks. Ek was daar, ek weet hoe werk dit. As jy nie weet hoe werk dit, jy kom vra vir my, ek sê vir jou sê hoe werk dit. Dis gimmicks. Bid vir mense, ruk hulle asof die duiwel in hulle is. Volgende Sondag kom hy terug en bid hy weer vir hom, dan ruk het asof hy in die duiwel in is. Dink jy is van die Here af? Die Here is nie daar vir show nie. Hy is nie daar om ons te rond te ruk nie. Hy gee jou oplossing, hy gee jou genesing, hy gee jou antwoord en jy moet aanbeweeg in gehoorsaamheid. Hy gaan nie elke Sondag laat jy ruk en pluk en omval nie. Wat is die doel? Wat is die rede daarvoor? Absoluut niks. So dis nie die gees van waarheid nie. Dis die gees van die dwaling. Dis die gees van Satan. Dis die gees van die antichrist wat opereer. En die antichrist doen hom voor as 'n engel van die lig, as Jesus Christus self. Ons moet die skrifte ter harte neem, ons moet dit verstaan, dis hoekom ons so vinnig in 'n misleiding ingaan. Ons voel elke ou wat op die internet preek is van die Here af. Dit is glad nie so nie. Joh, daar sê dit en hulle gaan, my vrou het Dinsdag aand, sonder dat ons daarvan geweet het sy gepraat van realms, mense wat met hierdie realms besig was. Sy het dit net random genoem. Hulle is met die realm en hierdie dimension en die dimension en die dimension besig. Dis mos nou die ander Engelse woord, die dimensions. Sy het nie geweet wat aangaan nie. Mense, as ons met hierdie goed besig is, dis nie skriftuurlik nie. Ons is besig met nieuwheid. Die Bybel praat van die Gnostics. Die leer van die Nikolaïte. Dit is dit. Die Here sê, as jy nie gaan bekeer van hierdie goeders nie, gaan ek jou lampstander verwyder. Gaan jou lamp uitdoof. Want dit is nie die gees van God wat daai denke inspireer nie. Dit is die gees van die antichrist. Goed, nou ja, ek wil hierby afsluit en ek gaan afsluit met ons lied. Baie dankie dat jy ingeskakel is, mag julle 'n lieflike dag verder hê. Die Here seën vir u in verlossing en bevryding. Bid vir Pierre, hy gaan môre en bid vir sy reg. Hy wil graag hospitaal toe gaan, dat hy kan uitsorteer wat daar aangaan. Bly bid vir Leonie en ons loof en ons prys vir die Here vir almal wat hy wel tot dusver gesond gemaak het. Mag julle 'n lieflike dag verder hê. Wat is ons pad? Net 'n tyd lank, spesiaal vir ons uitgelê, of 'n seisoen wat verbygaan. Jesus wys ons die pad, verneder, dienskneg, lewe aflê, om te volhard tot die einde. Volhard tot die einde, verneder, druk, vervolg. Volhard tot die einde, pad om te verneder, tot die einde, ons moet volhard tot die einde, ons moet volhard tot die einde. Maak 'n einde aan ons seisoen, eers dan het ons oorwin, as ons volhard tot die einde. Volhard tot die einde, verneder, verdruk, vervolg. Volhard tot die einde, Jesus wys die pad om te oorwin, ons moet oorwin, tot die einde, ons moet oorwin. Tot die einde, elkeen moet volhard tot die einde. Die wat oorwin sal gered word. Ons moet volhard tot die einde. Ons moet volhard tot die einde. Bye bye almal, tata tata.